Ons gaan uit Genesis uitlees vanoggend, Genesis 28. Genesis 28, die 10de tot die 22ste vers. Jakob vlug en loop hom in die Here vas. Ek wil net so ter inleiding sê dat ons weet waar ons begin as ons met hierdie teks begin. As 'n mens 'n Bybelkarakter sou kies om 'n rolmodel vir jouself te wees, of as jy 'n Bybelkarakter wou kies om 'n rolmodel vir jou kind te wees, wat jy as 'n rolmodel vir hulle kon voorhou, dan is Jakob veral aan die begin van sy lewe en met hom saam ander Bybelkarakters nie juis mense wat jy sou kies as 'n rolmodel nie, want Jakob was 'n bedrieër. Hy het eers, as ons daai mooi Bybelstories kan onthou, het hy mos Esau se eersgeboortereg gesteel. En daarna het hy en sy ma Rebekka agteraf gekonkel en hy het ook sy pa se seun as eersgeborene by sy broer Esau gesteel. Dit was 'n groot storie destyds, want die eersgeboortereg was groot. Jy het die familienaam voortgedra, jy het die grootste plaas geërf, indien nie al die plase nie, want jy moes die familie voortsit. Jou erfporsie was die grootste van al die kinders. En dit het Jakob gesteel van sy broer Esau. En nou sien ons daai patologie in die gesin ook, sy ma het agteraf gekonkel. En dan vlug hy hardloop weg. En ons gaan nou verder lees wat op daardie vlug gebeur het, wat ook vir ons bekend is, maar kom ons lees dit nie vanoggend. Voordat ons dit lees, kom ons vra die Here om vir ons te seën. Here Jesus, ons loof U, omdat ons altyd by U vergifnis ontvang. Ons het U bely nou as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here dat U vergewe het, dat U die hemel oopgebreek het, kontak gemaak het met die aarde in Jesus, dat U nuut begin het, en dankie vir die gawe van die Gees. Dankie vir die kerk. Dankie dat ons elke Sondag kan saamkom om U opstanding te vier. Lewe. Die wete ook dat ons sal opstaan en lewe en altyd saam met U woon. Dankie Here vir U goedheid in ons lewens. Dankie vir die gawe van lewe. Dankie vir gesondheid. Dankie vir elke nuwe dag wat U vir ons gee. Ons bring na U al ons bekommernisse. Ons bring na U almal wat siek is en U nodig het op 'n spesiale manier. Ons bring onsself na U om ons bereid te maak, om nie net te bid wees, Here, met die armes en die siekes en die ellendiges nie, maar dat ons daar sal wees saam met U. Ons het nou 'n begeerte, Here, om U stem uit die woord te hoor. Maak dit vir ons, Here, spesiaal as ons saam is as U kinders hier en aanlyn vandag en ook in die week en enige tyd wanneer iemand saam met ons deel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Genesis 28, ek lees uit die 2020 vertaling van vers 10. Jakob het toe uit Berseba vertrek en na Haran toe gegaan. Hy kom toe op 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. Hy het een van die klippe van die plek geneem en dit is 'n kopstuk neergesit en op daardie plek gaan lê. Hy droom toe, kyk, daar is trappe wat op die aarde staan waarvan die bopunt na die hemel reik. Daar was boodskappers van God wat daarlangs op en af gegaan het. En kyk, die Here staan bo aan die trappe en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, aan jou en jou nageslag gee.
gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste, die ooste, die noorde en die suide. Deur jou en jou nageslag sal al die groot families van die aarde geseën wees. Kyk, ek is met jou. Ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na die land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Hy het bang geword en hy het gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek nie. Dis niks anders as die huis van God nie. Dis die poort na die hemel. Jakob het die oggend vroeg opgestaan en die klip wat hy as kopstuk neergesit het geneem en dit is 'n denkteken opgerig. Hy het olie oor die bopunt daarvan gegiet. Hy het die plek Betel genoem, maar die naam van die dorp was vroeër Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê, as die Here met my sal wees en my sal beskerm op hierdie pad waarop ek nou gaan en vir my kos gee om te eet en klere om aan te trek en ek ongedeerd terugkeer na my familie, dan sal die Here my God wees. En sal hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, 'n huis van God wees. En ek sal van alles wat U my gegee het, getrou tiendes aan U afstaan. Ons lees tot sover die Here se woord, as ons dit oordink, glo ek hy wil en hy sal vir ons seën as ons so bymekaar is. Jakob vlug. Hy het geweet dat sy ouers ontevrede was met sy broer Esau se besluite om hom in huwelike met Kanaanitiese vrouens te begewe. So hy gaan eintlik weg op aanbeveling van sy ouers om seker te maak hy kies nie 'n Kanaanitiese vrou nie, hy gaan kies vir hom iemand uit sy pa se skoonfamilie of sy ma se familie. En toe pak hy hierdie tog aan. Hy gaan vrou soek, maar eintlik vlug hy ook weg vir Esau, want Esau is 'n jagter. As hy hom op daai stadium gekry het, het hom gejag. En dan pak hy die tog van 800 kilometer aan. Van Berseba na Haran toe, waar sy oom bly. En daardie aand langs die pad, toe die son sak, toe slaan hy kamp op. En by die kampplek vind ons vir Jakob nie op 'n lekker plek nie. Want hy's eensaam. Hy's angstig oor sy broer wat hom jag. En hy lê daar met 'n gewete, met onverwerkte skuld hier in sy binneste. Hy het geweet as sy broer hom kry, is sy lewe verby en sy hele toekoms wat aan sy voorvaders beloof het, is dit ook verby. Jakob se situasie is nie uniek nie. Soos Jakob het ons ook in ons lewens dikwels droog gemaak. En al soek niemand noodwendig om ons dood te maak nie, is ons ook voortvlugtend. Is ons ook op pad, op 'n missie, dalk met 'n roeping om iets te gaan doen soos Jakob, maar eintlik vlug ons weg van ons eie verlede af, van ons onverwerkte skuld af. Ons almal ken stikkende verhoudings, plekke in ons lewens wat met slegte goed gepaard gegaan het. En met hierdie swaar gemoed lê Jakob daardie nag en hy raak aan die slaap en hy leun aan teen 'n rots wat daar lê. Die plek wat eintlik 'n onbekende plek was. Ek weet nie of Lus altoe 'n verlate dorpie was in die platteland of wat ook nie, maar hy lê daar op hierdie eintlik onbekende plek en hy rus teen 'n rots. En hy dink diep en hy raak aan die slaap want hy's moeg van ver stap. En dan in 12
tot 15 lees ons. Hy het hierdie ongelooflike droom, hy sien 'n klomp trappe, wat opgebou is na die hemel toe. En op en af op hierdie trappe is hemelwesens, is engele wat heen en weer gaan. En hierdie droom, hierdie visioen wat hy gesien het, oorweldig hom. Hy wonder wat sou dit beteken. Vir hom was dit nie vreemd nie, wat in daardie tyd het hulle geglo, daar was by die afgodsdienste sulke trapkonstruksies gewees wat van die aarde af na die hemel toe, na die boonste top van 'n berg gereik het, want het hulle geglo die gode woon op die berge, en dat hulle daar die gode sou ontmoet. So hierdie moes vir Jakob baie spesiaal gewees het. Daar's 'n verbintenis tussen sy God, en daar's 'n verbintenis tussen met hom, en daar is twee rigting beweging tussen hom en God. Hierdie trappe op en af. Jakob kom daardie nag agter, 'n mens kan van jou broer af weghardloop. Jy kan van jou verlede af weghardloop. Jy kan van enige situasie af probeer wegkom, maar van God kan jy nooit wegkom. Want hy loop hom toe daardie nag in die Here vas. En daarom was dit vir Jakob 'n skrikwekkende ontmoeting. Was nie vir hom lekker nie, dit was oorweldigend. Hierdie droom was eintlik 'n nagmerrie, al het dit later spesiaal geword. En dan identifiseer die God van die verbond, die God wat vir sy voorgeslagte hierdie ongelooflike belofte gegee het van grond en nasies en 'n nageslag en 'n toekoms. Hierdie God daag by hom op en hy verskyn aan 'n man wat die voorwaardes van hierdie verbond vertrap het, wat sy God teleurgestel het, wat die God van sy oupa en van sy pa teleurgestel het. En eintlik op daardie stadium in ons menslikheid, as ons na hierdie storie luister, dink 'n mens dat God vir Abraham sou, of vir Jakob sou teregwys. Ons weet mos en ons leer dit vir ons kinders, daar's konsekwensies vir alles. As jy iets gedoen het in jou lewe, maak nie saak wat jy aangevang het nie, is daar konsekwensies. En 'n mens sou kon dink dat God op daardie stadium in 'n ontmoeting met Jakob vir hom op die konsekwensies van sy besluit sou wys. Daarom was dit vir hom skrikwekkend. Hy het geweet wat hy gedoen het was verkeerd. En hy was verras toe God die beloftes wat hy aan sy oupa en aan sy pa gemaak het, net so vir hom herhaal. Die Here kom bevestig dit, hy sê vir hom van voor af, vir jou en jou familie, so af gaan my genade oor julle spoel, en ek gaan die wêreld oorspoel met my genade, deur julle familie en deur jou. Hy sê vir hom in vers 15, kyk, ek is met jou, ek sal jou beskerm oral waar jy gaan, ek sal jou laat terugkeer na die land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Dis ongelooflik, God tree nie reaktief op nie. Hy's nie soos 'n streng ouer wat hom teregwys oor sy foute en die slegte goed wat gebeur het in sy lewe nie. Maar hy herhaal die beloftes van Abraham aan hom. Die teenoorgestelde is waar. God werk vandag nog so. As ons misluk, as ons die verbondskontrak, die liefdeskontrak wat God met ons doop al vir ons kom aanbied het, wat dit in die moederskoot al vir ons kom aanbied het, as hierdie God na ons toe uitreik, nadat ons droog gemaak het, nadat ons hom teleurgestel het, dan is dit 'n toonbeeld van sy genade en sy liefde.
Later sou ons hoor in Psalm 139 oor God se alomteenwoordigheid, waar die psalmdigter skryf, gaan ek op na die hemel is die dag, gaan ek af na die doderyk is die dag, gaan ek na die ooste, gaan ek na die verre weste, ook daar sal U my kry, sal U hand my vashou. Miskien is dit een van die redes vir Jakob se angstigheid. Hy het geweet, hierdie God is oral. Noorde, suide, hemel, aarde, doderyk, oos, wes, hierdie God is oral. So, hy kan van God af nie wegvlug. Jakob se reaksie in vers 16 en 17 is, Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Dit is niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort na die hemel. Jakob kom agter dat hemel en aarde hier by mekaar kom op hierdie plek. As ons na die Bybel kyk, vriende, hoe God sy profete ontmoet en met hulle werk, dan sien ons dat hy dit nie altyd in 'n tempel doen nie. Die Here gaan soek nie altyd sy mense in heilige plekke nie. Hy wag nie vir iemand om reg te wees voordat hy na hom toe kom, om 'n verhouding reg te maak voordat hy uitreik na hom toe nie. Hy kom na jou toe terwyl jy nog op pad is, terwyl jy besig is om groot te word, terwyl jy besig is om jou foute te hanteer. Hy roep vir Moses by 'n brandende braambos. Hy roep vir Moses, hy's by hom in Egipte op die dorsvloer waar die Israeliete stene maak vir die Egiptenaars. Hy's by Moses wanneer hy 'n Egiptenaar doodslaan uit lojaliteit teenoor sy volk. Hy ontmoet vir Jona op 'n skip terwyl hy vlug. Hy ontmoet vir Jona in die ingewande van 'n vis. Hy hoef ons nie te soek nie. Wie die Here hoef ons nie te soek nie. Hy weet waar ons is. Hy weet waar ons is. Hy ontmoet ons in ons menswees, wie ons is, waar ons is en wanneer ons ook al waar is. Hy ontmoet my wanneer ek in die stort is. Hy ontmoet my in die koffieshop, in die restaurant waar ek gaan eet. Hy ontmoet my in die gimnasium, op vakansie, in die proelokaal by die wynplaas. Hy ontmoet my voor 'n skerm, die kleintjie in my hand, die groote waar ek sit en rugby kyk. Hy ontmoet my oral. Hy kry vir Dawid waar hy skape oppas in die Ou Testament. Hy kry vir Josef in die tronk. Dis die wese van genade, dat God ons altyd soek en ons altyd sal kry en alles van ons af weet. Ons kry hom nie, ons soek God nie. En dis die waarde vir ons in ons gereformeerde leer van God wat in sy verbond die aanbod maak, die uitreik maak na ons toe, dat ons is syne en hy sal ons nie prysgee nie. Ons sien dit ook in die Nuwe Testament by Lukas, in Lukas hoofstuk 15, waar die pa in die gelykenis van die verlore seun hom tegemoet hardloop, hom omhels. Hy wag nie vir 'n belydenis nie, hy omhels hom en in die omhelsing vind die belydenis, die versoening en die vryspraak plaas. Hy ontmoet vir Paulus op die Damaskuspad. Hy ontmoet vir Nikodemus in die middel van die nag. En hier by Bethel, eeue voor Lukas 15, speel dieselfde verhaal af. Hy omhels vir Jakob, vir wie hy is en wat hy is. Op 'n vreemde, onverwagse plek omhels hy hom en in die omhelsing maak hy 'n liefdesverklaring en vind die versoening plaas. God ontmoet waarskynlik meer mense buite die kerk as binne die kerk.
Ons nooi baie keer mense, kom saam met my kerk toe dat jy die Here kan ontmoet. En is waar en is goed en is reg. En ons moet ontmoet die Here hier vandag, hy is hier. Maar God ontmoet waarskynlik meer mense buite die kerk as binne die kerk, want van die bevolking van die wêreld is daar maar 6 uit 10 wat na 'n kerk toe gaan of die 6 uit 10 wat hulle met die Christelike geloof identifiseer en van die 10 mense, spreekwoordelik van die wêreldse bevolking, is dat dalk 2 wat kerk toe gaan. So daar's net vir 2% van die wêreldse bevolking of vir 20% 'n kans om die Here te ontmoet as die Here homself net in die kerk bekendstel. Vir 'n ou in ons beroep is dit nie so lekker om te hoor nie, want mense het nie noodwendig dominees en pastore en herders en leraars nodig om die Here te ontmoet nie. Hy gebruik hulle op spesiale maniere, ja, soos hy die karakters van die Bybel gebruik het. Maar hy het nie noodwendig die gewyde atmosfeer van 'n kerk nodig om mense te ontmoet nie. Om 'n ontmoeting met God te fasiliteer nie. God kan mense op enige plek ontmoet. En sy modus operandi by ontmoeting is nie beskuldiging nie. Hy het alle rede om dit te doen, maar dis nie beskuldiging nie. Hy is nie soos 'n advokaat aan die hof wat sê, meneer, ek stel dit aan jou op 'n spesifieke dag en datum, het jy dit en dit aangevang nie. En jy word daarvan aangekla nie. Wat doen hy met Jakob? Hy sê vir hom, alles wat ek vir jou familie beloof het, is joune. Ek sal altyd by jou bly. Hy het glad nie met hom gepraat oor sy verhouding met Esau nie. Oor die bedrog teenoor sy pa, sy arme blinde pa nie. Die saamspan met sy ma, hy het glad nie daarna verwys nie. Hy sê vir hom, ek sal altyd by jou bly en ek sal jou seën. Dis wie God is. En dan maak Jakob in antwoord 'n gelofte. Ons sien dit, die verwondering in vers 18 tot 22. Hy vat die klip wat sy kopkussing was. Hy bou 'n altaar ter ere van die Here en hy sê die plek is Bethel, die huis van God. Dis nou 'n tempel van God, Abraham, Isak en Jakob. Dis nou 'n ontmoetingsplek met God. Die poort van die hemel, die plek waar die hemel en die aarde ontmoet het. En dan maak hy 'n gelofte wat vir ons klink of dit met 'n ondertoon van arrogansie, ondertoon van voorwaardelikheid gesê word. As u by my is, my beskerm op my reis en my kos en klere gee, dat ek veilig tuis kom, sal u Here my God wees. As u by my is. As u by my is, as u my beskerm, as u vir my reisbeskerming gee op hierdie reis, al het ek my kaartjie nie met my kredietkaart gekoop nie, as u vir my beskerming gee op hierdie reis teen die wilde diere en alles wat my bedreig, as u vir my veilig by my huis aanbring, as u my seën met kos en klere, as u vir my werk gee, as ek salaris kry, dan sal u my God wees. Dit klink amper soos 'n Jakob wat ons ken, wat die Stalingrad uitsteltegniek gebruik. Sal u my beskerm, sal ek loskom, vrykom van hierdie ding. En wat doen God? God vou hom toe in sy genade. Hy sê presies wat hy nie verwag het nie. Hy wil met hom 'n pad stap. En eintlik bedoel hy dit waarskynlik in die konteks nie voorwaardelik nie. Hy is nie arrogant as hy vir die Here sê, as hy my beskerm, as hy nou vir my 'n nageslag gee, as ek veilig by die huis kom, as dit met my goed gaan, dan sal ek u dien nie. Dis nie voorwaardelik nie. In die lig van sy geestelike, emosionele onvolwassenheid, wat blyk uit sy onlangse verlede, praat hy nog so met die Here.
En 'n mens sou ook hierdie as wat ons voorwaardelik kan verstaan, kon vertaal met aangesien of omdat. Aangesien u vir my sal sorg, my veilig by die huis bring, vir my 'n groot volk, 'n land sal gee, aangesien, omdat u dit vir my doen, daarom, en dis 'n belydenis, sal u my God wees. So eintlik is dit dan 'n positiewe belydenis. Miskien het ons vandag weer nodig dat ons in ons angs en ons onsekerheid met al ons skuldgevoelens oor wie ons is en nie is nie, kan weet dat God ons opsoek om te seën en nie te straf nie. God daag op die mees ongewone plekke op in ons lewens. God is nie net in die tempel nie. God is nie net vandag by ons in die kerk nie. Hy is oral by ons. Bethel was 'n tydelike adres. Hy het vertrek van Bethel af. God het nie daar agter gebly nie. En hy het God nie daar kom kry nie, maar God was oral. Hy het net daar op daardie punt ingebreek, hemel en aarde laat ontmoet by daardie spesifieke plek. Dis wat vanoggend gebeur. God breek in vanuit die hemel deur Jesus en hy kom deur sy gees hier in hierdie kerkgebou en Vishoek in en hierdie is nou 'n ontmoetingsplek met God. Hierdie is nou God se huis. Dis Bethel. Bethel is 'n tydelike adres. Stefan Joubert sê dikwels, God het verskillende adresse gehad. Hy was eers in die tuin, né? Toe was hy in die tabernakel, toe was hy in die tempel. En toe was hy in Jesus aan die kruis, en toe na die uitstorting van die Heilige Gees is God in mense, sy woonplek is nou in mense. Nie in die tuin van Eden, nie in die tabernakel, nie in die tempel nie, nie in Jesus, ook in Jesus, want hulle is een, maar die tempel is nou die Heilige Gees, en ek is jy, ek en jy. So die huis van die Here bly nie hier agter as ons hier toesluit nie, die huis van die Here gaan uit, ons gaan nou koffie drink, ons gaan nou uit eet, ons gaan 'n vuurtjie aansteek op die mooi dag, ons gaan lekker braai, daar is jy die huis van God, want God woon in jou. Jou huis is Bethel. As baie keer sê ek voel dit net so as waar ons sê ons dominee sê ons altyd welkom in die huis van die Here. Maar eintlik het die huis van die Here by die deur ingekom, want jy is die huis van die Here. En saam is ons die huis van die Here. Almal van ons het Bethel momente in ons lewens. Maar God is nie net daar nie. Hy is oral. En dis wat ek graag vir jou saamgee vandag. Maak nie saak wie jy is, wat jy is. God is by jou. Hy kom soek jou. Hy weet alles van ons. En ten spyte daarvan kom maak hy opnuut, en hy hoor dit vandag weer, hy sê weer, jy's my erfgenaam, ek wil jou seën, jy gaan veilig wees, jy gaan altyd kos en klere hê, ek sal en ek wil vir jou goed wees, want jy is my Bethel. Here, in hierdie stilte het U ons ontmoet, al voel dit nie so nie. Ons weet dit en ons kan dit weet. Dankie dat die noord en suid, oos en wes alles van ons weet. Dankie dat U nooit verwys na ons foute nie. Maar dat U ons omhels met liefde en 'n verklaring maak. Ek sal altyd vir jou daar wees. Ek wil jou seën, ek sal jou seën. En dankie Here dat ons dit vandag
met vrymoedigheid net kan vat en baai daarin, soos ons baai in die lekker son daar buite. Dankie Here dat my naam ook Bethel is, ons is ook huis van God. Dankie Here Jesus, dat U die Gees gestuur het om in ons te woon. En Here, nou dat ons by die kerk se deure uitgaan, is dit klomp huise van die Here wat uitgaan in die wêreld in. En daar kan ons die wêreld seën en dit is ons voorreg. Nie omdat ons so oulik is nie, maar omdat Jesus in ons is. Gee vir ons 'n Jesus gesindheid. Gee vir ons liefde vir mense, vir mekaar by ons huise. Bring genesing in verhoudings wat daar nodig is. Bring genesings in liggame wat daar siekte is. Bring vir ons vreugde. Dankie Here dat U vir ons so goed is. Amen.